Dit is vir my 'n groot voorreg om u vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus te mag groet. Ons vertrou dat u het elkeen 'n baie goeie en 'n geseënde week agter die rug, ervaar dat die Here naby u is. Ons vertrou dat u diensbaar was vir die Here en ook gedoen het wat u gevoel het u moet doen. Dankie vir u teenwoordigheid vanmôre. Ons vertrou dat die Here vir ons vanmôre ook so saam rondom sy woord sal kom seën en kom versterk. Ons gaan by hierdie geleentheid lees uit Johannes die 10de hoofstuk. U kan dit naslaan asseblief as u die Bybel saamgebring het. Johannes die 10de hoofstuk. Dit handel oor die gelykenis van die goeie herder. Gelykenis van die goeie herder. Ek wil ook maar net byvoorbeeld sê, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek het skielik nou die week het ek 'n verkouerigheid opgedoen. So verskoon die krakerigheid hier in my stem. Johannes hoofstuk 10, ons gaan lees vanaf die eerste versie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer wel verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Ek gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou kom ons maak ons oë toe, ons buig ons hoofde, ons harte
dan gaan ons hierdie diens in gebed aan die Here afgee. Here, ons is baie bevoorreg vanmôre om uit u woord uit te kan lees. Bevoorreg vanmôre om te kan weet, ons bevind ons in u heilige teenwoordigheid. Here, ons is bevoorreg vanmôre om te kan weet, dat u wil u self en die begeertes van Vader aan ons kom openbaar, sodat ons daarna kan luister, dit kan glo en aanneem, in ons harte kan bære, en u daardeur te verheerlik, met 'n lewe wat toegewy is aan u, 'n lewe wat u wil en begeerte soek. Ons is dankbaar ook om vanmôre te kan weet, terwyl ons nog in hierdie lewe is daar 'n werk, is daar 'n spesifieke doel wat u in ons lewens wil bereik, maar ook wat u deur ons lewens wil bereik, waar u ons gesaai het. Here, ons aanvaar vanmôre, dat niks maar net sommer toevallig gebeur nie. Ons aanvaar vanmôre, dit is die goeie wil vir ons, wat met ons gebeur. En nou wil ons vra dat u asseblief vir ons sal help, terwyl hierdie dae 'n paar dienste wat nou voorlê tot en met Woensdag aand uitgesit is, met die uitsluitlike doel, ons moet ons verootmoedig voor u. Wil ons vra, Here, dat u vir ons sal help, dat ons geestelike ore, ons geestelike oë op u sal fokus, en dat ons sal verstaan deur die werking van u Gees, hom sal toelaat om ons te leer, wat u met ons wil deel. Dankie, Here, dat ons kan vra, dat die onwaardige lippe sal aanraak om u woord te verkondig, maar ook ore om dit te hoor. Ons is dankbaar dat u ons bewaar het in hierdie vakansietyd wat nou agter die rug is. Dankie vir elkeen wat weg was en wat veilig terug is. Dankie dat ons kan bid, Here, dat u met u goeie werk ook sal voortgaan in die gemeente. Ons is dankbaar om te verneem van gebedsverhoring wat die krankes betref. Ons volhard om te bid vir die wat nog siek is. Here, die wat u aanraking nog nodig het, dat u hulle sal oprig, dat u goeie doel deur dit wat u toegelaat het aan hulle lewens sal bereik, en dat hulle u aangesig sal soek. Here, ons is dankbaar vir elkeen wat die wil en die begeerte het om u te dien. Here, ons het nou ook gehoor van die eiendomme, die registrasie by SARS, wat die geboue betref. U ken die hart en die begeerte van die gemeente, en ons wil asseblief vra, Here, u sê vir ons kan enigiets van u vra. Ons vra asseblief in diepe afhanklikheid as gemeente, dat u sal gee, dat hierdie saak by SARS en die registrasie van die eiendomme spoedig gefinaliseer sal word, sodat die kerkraad kan doen wat hulle begeer om te doen, wat net sal dien tot eer en opbouing van die gemeente. Here, dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat ons kan bid dat u ons sal seën ook in die tyd wat ons hier is, en dat ons u goeie doel en wil sal ervaar in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, liewe gemeente, ons wil by hierdie geleentheid met u praat, soos ons glo die Here op ons hart gelê het, terwyl dit nou uitgesit is, uitsluitlik deur die kerkraad vir ootmoediging, wil ons met u praat rondom die sentrale gedagte, en dit gaan die aande wees, die dienste wees, ons gaan dit so uitbou, die sentrale tema, die geheim van 'n volkome lewe. Nou wat vir my baie interessant is, ek het gaan kyk, iets seker al agtergekom, ek doen dit graag, en mense is geneig om, ek dink ons verstaan die woorde, maar dan as ek gaan kyk na die woordeboek, dan is dit so 'n wonderlike, amper 'n liggie, wat vir 'n mens opgaan,
die betekenis van 'n woord. En ek gaan kyk toe, wat beteken die woord geheim? Want nou weet ek, en ek glo dit, wat die Here op my hart gelê het, waaraan ek werk vir hierdie reekse dienste. En nou gaan kyk ek na, wat beteken die woord geheim? Nou dit beteken 'n juiste metode om iets deelagtig te word. 'n juiste metode om iets deelagtig te word. En ons gaan in die aande met u praat, of in die dienste wat kom, gaan ons met u praat oor hierdie juiste metode, wat die Here aan ons wil openbaar, wat ons moet deelagtig word, om volkome te kan lewe. En as ons nou praat van volkome lewe, natuurlik is dit eerstens wat ons geestelike lewens betref. Maar ook wat ons fisiese lewens betref, leer die Bybel vir ons dat dit die wil van die Here is, dat dit ook met ons daar sal goed gaan. Alhoewel hierdie twee aspekte van ons lewens nou onderskeibaar is van mekaar, is dit nie losmaakbaar nie. Daarom as ons die Here se wil soek vir ons lewe, slaan die positief baie keer ook in ons sekulêre lewe deur. En daarom is dit wonderlik om te kan weet, ons aanbid 'n Here wat ons liefhet in ons totaliteit, in ons menswees, nie net ons geestelike nie, ja primêr ons verhouding met hom, maar ook in ons totaliteit wil hy hê ons moet deelagtig word aan hom en sy begeerte, sodat ons volkomenheid in ons lewens kan ervaar. Nou die teks wat ek by hierdie geleentheid net aan wil uitwys is vers 10, waar die Here Jesus leer. Hy sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dis die vyand. Ek meen, as u nie waak, as ons as kinders van die Here ons nie onderwerp aan die Here Jesus, en ons vertroue in hom plaas, en ons oog op hom hou, ek meen net 'n paar dae later, dan is jy mismoedig, dan is jy neerslagtig, en jy's onseker, jy weet nie hoe jy voel nie. Ek het met heel wat mense al in my lewe gepraat, wat dan selfs hul kindskap in die Here Jesus, of van die Here Jesus bevraagteken. Die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En liewe kind van die Here, neem kennis. Dit is primêr sy uitgangspunt ook met my en u, wat getuig dat ons is sy kinders. Hy wil nie hê ons moet hierdie juiste metode om iets deelagtig, en hierdie iets is dit wat Christus vir ons 'n gedagte het. Hy wil nie hê ons moet dit verstaan nie. Hy wil nie hê ons moet dit aanneem in ons harte bære. Hy wil nie hê ons moet daders word daarvan nie. Hy wil ons vernietig. Hy wil ons neerslagtig maak. Hy wil die verhouding tussen my en die Here, wil hy laat skade ly. Daarom die waarskuwing van die Here, wat hierdie vyand betref, waarmee ek en u elke dag, terwyl ons in hierdie lewe is, sal ons met hom te doen kry. Maar dank die Here, hierdie vers hou nie hierop nie. Hy gaan verder, en dan sê die Here Jesus, ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek het gekom. En daarom kan ons by geleenthede soos hierdie praat, rondom hierdie juiste, hierdie geheim, wat vir ons in die Bybel opgesluit is, wat ons kan aanneem, om 'n volkome en 'n oorvloedige geestelike lewe te kan leef. Ek wil weer vir u sê, ook wat ons tydelike lewens betref, as ek in my geestelike lewe op die plek is waar die Here my wil hê, kan ek met vrymoedigheid met hom praat ook oor my sekulêre lewe, en hy onderneem, en hy's betrokke.
Ek wil vir u net vertel wat met ons as familie nou gebeur in hierdie afgelope week of 2. My hond het 'n stroke, beroerte gekry. En ons het haar gevat na die veearts toe. En die hond is daar opgeneem in hulle behandelaar en ons is in benoudheid. Ek wil vir u sê, ons het gebid vir ons hond. Want dit is 'n hond wat so 11, 12 jaar nou in ons familie is. Here, help vir ons. Sy het 'n besondere plek in ons lewens. Here, help vir ons. Want die aand toe ons gaan, toe sy opgeneem is, het die dokter gesê, dit lyk nie baie goed nie. So ons was benoud voor die Here. En dan kom ons daar, dan is daar beterskap. Sy kon nie loop nie. Haar oë het so rondgespring. Ek wil vir u sê, dit was 'n onaangename gesig om te sien. Maar elke keer, as ons daar kom en gaan kuier, dan sy beter. Soveel so, dat sy vir 'n week ontslaan is. En sy is by die huis, en dit gaan goed met haar. Haar oë spring nie meer nie. Sy is nog so bietjie een kant toe. Sy's links, sy swaai so om links. Maar ons is dankbaar. En gistermiddag eintlik, kom ons by ons hond, en haar been staan net so geswel. Ag nee. Ek moet bely, my moed het in my skoene gesak. Ag nee, Here. Ek kan nie vir u sê hoe ek gevoel as kind van die Here. En ons het aan die kar gelaai en nou is ons veearts toe. Nou ja, nou dink 'n mens ook, dit kos 'n paar rand om die hond te behandel, maar ons dank die Here. Hy help en hy voorsien. En nie gaan ek met my hond. En hy kom daar en hy kyk, hy sê, o nee, sy moes gegly het, en daar's nou blokkasies en dit belemmer die vloei en die are en al daai dinge, maar hy gee aan medikasie. Baie dankie. Ons moet gaan betaal. Hy sê nee, julle hoef nie te betaal nie. Hy gee net medikasie. Vanmôre is my hond aan die gang. So niks is vir die Here te klein. Niks is vir hom te klein om vir ons te doen nie. As ons hom vra, ons begeerte en ons belange, ook wat ons sekulêre lewens betref, ons tydelike lewens betref, is ook vir hom belangrik. En ook daarin kan hy ons seën in oorvloed en in volkomenheid. Maar ek wil vanmôre met u praat, na aanleiding van hierdie woorde, rondom die geheim van 'n volkome lewe is vrug dra. Dis die eerste, waarna ons gaan kyk vanoggend. Vanaand gaan ons kyk na om te bly in hom, te bly in God. Maandag aand gehoorsaamheid, Dinsdag aand liefde, en Woensdag aand die Here ons spaar kennis. Die geheim. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 4 vers 10, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Here, ek het u nodig in my geestelike lewe. Ek het u nodig in my sekulêre lewe. Here, ek buig my neer voor u. Hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nou, liewe kind van die Here, God se tyd, sy tyd is die ewige nou. Maar nou by ons is dit nie so nie. As ons 'n behoefte het aan iets, en dan vra ons die Here, en as ons sê amen, dan moes dit al gebeur het. En daarom is dit baie belangrik dat ons vanmôre sal ontdek die geheim is om te wag vir hom. Hy's betrokke. Hy's betrokke in ons en deur ons, by ons. 'n Geheim vir 'n volkome lewe. En die geheim vanmôre wat ons gaan hanteer is vrug dra.
Jy weet die Here Jesus se belofte vir ons is, vir die mens is, om die vertroue in hom te plaas, en hy sal jou geluk gee, en hy sal jou lewe gee. Maar kom ek lees dit vir u. In vers 10 het ons nou gelees, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die Here wil nie in ons geestelike lewens vir ons gebrekkig voorsien nie. Hy wil ons voorsien soos hy wil, waarmee hy my kan vertrou. Die Here Jesus stel dit so, die leerling. Jesus was ook 'n leerling. Johannes 15 vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan kom, en kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Deur die dood van die Here Jesus aan die kruis, het hy hierdie geheim geleer, en daarom kan hy ons die volkomenheid van hierdie geheim leer. Van die geheim van 'n volkome lewe vind ons, en ons gaan in die aande wat kom, of in die dienste wat kom, gaan ons daarna kyk. Vir die geheim van 'n volkome lewe vind ons in Johannes 15, waar die Here Jesus leer, dat hy is die wynstok, ons is die lote. Die wynstok en die lote is geanker in die wynstok. As die lote nie geanker bly in die loot en die wynstokkie, kan hulle nie vrug dra nie. En dit is die wonderlike geheim, dis die wonderlike belofte aan 'n lewe van oorvloed. Ek gaan 2 hoofgedagtes met u deel by hierdie geleentheid van môre. Die eerste is die vrug wat ons in ons lewens moet dra. Vrug wat in ons as kinders van die Here se lewens moet wees. Moet wees. Die heel eerste is, en dit het ek al van hierdie kant al 'n paar keer gesê, omdat dit 'n passie is in my hart, en omdat ek weet, dit is die wil van die Here en die begeerte van die Here dat dit so moet wees. Dit is die wil van die Here dat ons siele vir hom sal wen, en dat ons mense wat ons gehelp het om by die Here Jesus uit te kom, sal help en bystaan om geestelik te groei. Dis 'n vrug in ons lewens. Paulus praat van die vrug in Romeine 1 vers 13. Maar broeders, ek wil nie dat daarvan onkundig, ek wil julle nie daarin onkundig laat nie, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom nie. Ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Dis 'n vrug wat Paulus in sy lewe ervaar het, omdat hy die geheim van 'n volkome lewe aangeneem het, en dit toegelaat het om in hom en deur hom te werk. Daarom kon hy met heidene praat, en hy kon hulle help om by die Here Jesus uit te kom. En hy het hulle gehelp, hy het hulle gedissiplineer, hy het hulle bygestaan, opgevoed, om diensbaar vir die Here te wees. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek is seker, hier is van u, wat saam met my sal kan getuig. Ek wil vir u sê, daar is nie 'n groter blydskap en vreugde wat jy kan ervaar, as jy met iemand praat oor sy siel, en hy sê, ek wil Jesus aanneem. Ek wil kind van die Here word. Ek wil vir u sê, dis 'n vreugde in jou hart. Is 'n vreugde in jou hart, wat jy nie kan beskryf as jy dit nie ken nie. As jy dit nie ken nie. En daarom is dit 'n vrug
'n passie, 'n visie, 'n instemming wat ek en jy ons moet voorneem, 'n geheim wat ons moet ag op lê, om 'n sielewenner vir Jesus te word. Dit is die eienskap. Hoor wat sê Spreuke 11 vers 30, is so 'n kosbare versie. Hy sê die vrug van die regverdige, hoor mooi, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Dis wat die Bybel sê van 'n kind van die Here se lewe, hoe dit moet wees, vrugbaar, 'n sielewinner vir die Here Jesus. Ek wil weer vir u sê, ek dank die Here, dis nie my en jou werk om siele te red nie. God alleen doen dit. Hy kan dit alleen doen. Maar dis my en jou werk om mense te bearbei, tydig en ontydig, mense te waarsku, die blye blydskap, die vreugde met hulle te kan deel, wat ek in my lewe ervaar het, toe ek my vertrou in hom geplaas het. Siele win, en hulle help om te groei, is 'n vrug wat daartoe sal bydra, dat ons 'n volkome, oorvloedige lewe sal leef. Die tweede is om te deel met ander, die tweede is om te deel met ander in nood. Om met mense in nood te praat. Paulus praat hiervan as 'n vrug. En dit lees ons in Romeine 15 daarvan vers 25 af. Hoe hy met mense in nood gedoen het. Wat hy met mense wat in nood was, hoe hy met hulle gepraat het, hoe hy hulle bearbei het. En die uitkoms, die wat hom aangeneem het, die wat sy woorde aangeneem het, die wat gehoorsaam geword het, die Here Jesus homself, die wat gehoorsaam geword het die gevolg daarvan gedra. Dis 'n vrug. Want baie mense is in nood. En ongelukkig is dit ook so onder die leuenpropaganda van die God van hierdie wêreld, die klein lettertjie God van hierdie wêreld, soek hulle antwoorde vir hulle uitkomste, vir hulle nood op ander plekke. Ag, dink maar net, hoeveel mense vergrypel aan alkohol. Dink maar net hoeveel mense vergrypel aan dwelmmiddels. Dink maar net hoeveel mense vergrypel aan onsedelikheid, diefstal. Ag, noem dit, u luister saam met my na die nuus. Dis mense in nood wat antwoorde soek vir die dinge hier binne hulle, en niemand help hulle nie. Niemand help hulle nie. Kom ons stel ons tot beskikking van die Here. Kom ons hoor vanmôre hierdie juiste metode om iets deelagtig te word, vir my om oorvloedig te kan lewe, is om mense in nood te help. Jesus het dit gedoen. As wynstok het hy dit gedoen. Hy was op 'n stadium beskuldig as 'n wynsuiper. Hy het dit gedoen. Kom ons leer van hulle. Die volgende is om die karaktertrekke van Jesus te ontwikkel. Dis 'n vrug. Dis 'n vrug in hierdie volkome lewe. Om die karaktertrekke van Jesus in my lewe te ontwikkel. Ek kan nie myself nie. Soos ek oorgee aan die Here, so sal hy dit ontwikkel. So sal dit groei in my eie word. Jy kan jou maar voorneem, jy gaan dit doen. Ag, u weet waarvan ek praat. Maar die karaktertrekke van die Here Jesus is die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daarom as ek my oorgee aan die Here en sê, Here, hierdie eienskappe, hierdie vrug, werk dit asseblief in my lewe, deur my lewe, dan sal ek ervaar 'n volkome en 'n gelukkige geestelike lewe. Die volgende onder hierdie punt is dank aan God te gee. Dank aan God te gee. In Hebreërs 13 vers 15 lees ons,
Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ek dank U, Here, omdat U as ware wynstok my siel uit genade gered het. Ek dank U, Here, vir hierdie wonderlike voorreg wat ek het, om met ander te kan gaan praat. Met ander te kan gaan praat. Ander te kan bystaan. Ander te kan help ontwikkel. Om U te ontmoet as saligmaker en verlosser. Om dank aan God te bring vir hierdie wonderlike voorregte wat ons het. En liewe kind van die Here, dit is dan die geheim van 'n gelukkige geestelike lewe. Om te lewe 'n lewe van dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. Nou die tweede punt wat ek met u wil deel rondom hierdie gedagte is die voordele. Nou ek het 'n paar hier genoem net om vir u uit te wys die vrug wat die Bybel, wat Paulus en die Here Jesus aan hierdie vrug dra koppel. Nou die voordele van vrug dra vir ons om 'n volkome geestelike lewe te hê. Die eerste onder hierdie punt is, daar is 'n groot vreugde in vir die een wat siele win. Ek het vir u reeds hier gelees. Hy wat siele win is wys. Ek het met u gedeel in my eie lewe, en ek weet iets ander ook wat daarvan kan getuig. Daar's 'n groot vreugde in, as jy met iemand praat oor sy siel, en hy sê, ja, ek wil kies. Johannes skryf dit so, hy sê daar's geen groter blydskap as dit nie. 3 Johannes, die eerste hoofstuk van vers 3 tot en 4, want ek was baie bly as daar broeders kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Ek was baie bly. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Mense met wie ek praat oor hulle lewens. Mense met wie ek die Here Jesus se verlossing en sy uitkomste deel. En hulle wandel in die waarheid. Ek het geen groter blydskap, skryf Johannes, as dit nie. Dit, my liewe kind van die Here, is wat ons nodig het in die dag waarin ons lewe. Kyk, kom ons wees met mekaar eerlik. Ons leef in 'n baie moeilike, anderste dag, anderste tyd. Die Bybel sê, die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, soek om te verslind en te vernietig. Elke dag is aan nuwe dinge wat die mense uitdink, net om erger te lewe voor die Here. Kom ons soek die Here, en kom ons vra die Here om hierdie vrug te dra, en hierby betrokke te wees, om met ander te praat. Daar's geen groter trots, daar's geen groter vreugde, as dit, om met 'n siel te praat, oor die Here Jesus, en hy neem hom aan nie. Die tweede is, daar is blydskap by diegene wat deel met ander. Daar's blydskap. Is 'n wonderlike blydskap. Hulle ervaar die seën en die waarheid van die Here Jesus, wat hy sê in Handelinge 20 vers 35. Ek het julle nie in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. Om die blydskap te gee, as dit op tydelike gebied nodig is om te gee, daar's geen groter blydskap, vreugde, soos om 'n siel te help, om by die Here uit te kom, om met ander te deel, en vir hulle te gee. Die derde, daar is groot sekerheid vir die wat Jesus se karaktertrekke ontwikkel. Groot sekerheid om te weet. Romeine 8 vers 1 sê,
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Na die Gees. Blydskap en vrede. Lief hê in woord en daad. Om lief te hê in woord en daad is 'n versekering van die ewige lewe. 1 Johannes 3 vers 18 en 19 het ek vir u gelees, maar ek lees net hierdie. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Laat ons lief hê met woord en met daad. Dis 'n karaktertrek, dis 'n vrug wat sal manifesteer, wat daartoe sal bydra. Vreugde, volkomenheid in my lewe. Maar die laaste waarmee ek gaan afsluit, sluit baie sterk aan by die vorige punt, hoofpunt se nommer 4, is groter vreugde vir die dank wat aan God gebring word. Filippense 4 vers 6 tot met 7 lees ek: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, hoor mooi, deur gebed en smeking met danksegging by God bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vreugde en blydskap wat ons verstand te bowe gaan. Dit is die vrug wat 'n kind van die Here, wat hierdie juiste metode om iets deelagtig te word, hierdie lewe van blydskap, van vreugde, van volkomenheid, dit is wat die kind van die Here sal ervaar in sy vrug dra. Blydskap en vreugde en diensbaarheid vir die Here. 'n lewe gevul met geluk, 'n lewe gevul met vreugde, 'n lewe gevul met versekering en vrede, is 'n lewe van volkomenheid. Volkomenheid. Dit, liewe kinders van die Here, is die woord van die Here vir ons vanmôre. In verootmoediging buig ons harte en sê, Here, ek wil u woord aanneem. Ek wil 'n dader word van u woord, sodat u woord deur my kan vloei en kan werk waar u wil hê ek vir u diensbaar moet wees. Geen groter blydskap sal daar wees nie. Amen. Ons dank U, Here, vir u kosbare woord, waarna ons vanmôre die voorreg gehad het om te kon luister. En dankie, Here, dat u hierdie juiste metodes aan ons uitgewys het, waaraan ons moet gehoorsaam, waarvan ons daders moet word, om te kan aanvaar of te ervaar die vrug in ons en deur ons lewens. Here, seën u woord asseblief, en wees asseblief die naprediker daarvan, en gaan voort met die groot en goeie werk in ons lewens, tot eer van u wonderlike naam. Amen. Goed, ons sluit af met die lied soos dit op die bord gaan verskyn. Ons sing dit staan daar asseblief.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.